Hi almal, ek is Tanel en ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Nou ja, ons is aan die einde van 2025 en ja, elkeen van ons maak nie saak waar jy jouself bevind nie. As jy lewe vandag, het jy iets om vir dankbaar te wees, want jy lewe, jy het dit gemaak, al hierdie jaar vir jou hoe moeilik gelyk, al is jy deur hoeveel struikelblokke, aanvalle van die vyand, ja, hartseer tye, goeie tye, jy het dit gemaak, die Here het jou deurgedra. Baie keer voel dit maar, jou jaar is aan sy einde, maar jou probleme het nie gestop nie. Maar God het jou deurgedra, al lyk dit baie keer nie so nie. Jy is hier, jy haal asem. Jy moet net terugsit en dink aan al die goeie dinge wat God jou deurgehelp het. Ons is so geneig om vas te kyk aan sekere groot situasies in ons lewe wat net konstant struikelblokke bly, dat ons vergeet dat God ons elke dag vir 365 dae wakker gemaak het. Jy haal asem, jy kan loop. Al die ander dinge wat ons vanselfsprekend aanvaar, ja, jy dalk nie geld nie, jy dalk nie, jy dalk in soveel skuld, jy sit dalk met soveel pyn of moeilikheid op watter area ook in jou lewe, maar jy het dalk nog 'n gesin wat gesond is, jou gesin is gesond, jou gesin is bymekaar, daar's altyd iets om voor dankbaar te wees, jy het 'n dak oor jou kop, jy het familie wat vir julle omgee, het jy nie een van hierdie dinge nie, jy is nog hierso en die Here is lief vir jou en dit is die belangrikste ding wat ons ooit kan ontvang is God se liefde en genade en die wete dat hy altyd daar is om ons deur te dra in die jaar wat voor lê. Nou, ek het vanoggend dit ek gaan bid en gevra, Here, wat is die woord wat U vir ons wil gee vir 2026, wat ons saam met ons moet dra hierdie jaar, wat is op die hart, en die Here het vir my die woord volharding gegee, en eintlik 2 woorde is volharding en gehoorsaamheid. En hy het vir my die skrif gegee in Hebreërs 10, so ek gaan net vir julle hierdie 3 versies lees, uit Hebreërs 10, 32, 35 en 36, wat eintlik alles so mooi opsom, wat God vir ons eintlik wil sê vir 2026, en as ons dit gaan toepas, gaan daar absolute vrede in ons lewe begin heers, en ons gaan God se hand al hoe meer begin sien en duideliker begin sien en ons gaan besef dat maak nie saak wat gebeur nie, hy's altyd in beheer. Dink terug aan die mooi tye van vroeër toe God se lig vir die eerste keer in julle lewens geskyn het. Onthou julle ten spyte van al die opofferings en lyding volhard het. Moenie hierdie vertroue in God deur julle vingers laat glip nie. Dit hou vir julle 'n groot beloning in. Wat julle nodig het, is om te volhard, sodat julle kan voortgaan om God se wil te gehoorsaam. Dan sal julle ontvang wat God beloof het. So, daar sê dit vir ons duidelik, die Heilige Gees sê vir ons, onthou waardeur julle was, onthou toe God julle die eerste keer vrygemaak het, toe God julle kinders van God geword het, die wêreld, jy kon die wêreld aanvat, want jy het geweet wie jou redder is, jy het geweet wie jou God is, jy het geweet, hierdie God, by hom is niks onmoontlik nie, maar soos die lewe aangaan, en die een struikelblok na die ander struikelblok oor 'n mens se pad kom, wil die vyand ons mismoedig maak, en wil hy ons wegvat, ons fokus wegvat van Jesus af, hy wil net al die slegte dinge voor ons gooi, en net nog meer, mismoedigheid op daai hoop gooi, laat die hoop naderhand 'n berg word, en dat daai berg so hoog is, dat dit vir ons voel, ons kan nie daaroor kom nie, ons kan dit nie doen nie, maar die Here het dit nooit van ons verwag om dit alleen te doen nie. Dis hoekom hy sê, hou jy net vas aan dit wat jy weet, wie en wat hy is, hou jou fokus op hom. Kyk, 'n ou wat 'n berg gaan klim, hy moet die hele tyd opkyk, want hy moet weet wanneer hy bo gaan wees, so hy moet kyk, net voor hom kyk, om te kyk, waar moet hy vashou aan die tou, waar moet hy trap,
en op. Hy durf nie af onder toe kyk nie, want dan kan jy gly en jy kan val, of jy raak hoogtevrees as jy afkyk. So, dis dieselfde vir ons. So, hierdie berg mag hoe hoog lyk. Ek weet nie wat jou berg in jou lewe is nie, maar hy kan dalk hoe hoog wees. Maar God is nog hoër. Kyk net op en hy gaan jou help. Hy is die een wat jou gaan help om daar oor te kom. Hy sê volhard net, die beloning wag vir jou daarbo. Soos ons in hierdie stuk ook gelees het, as jy volhard, gaan daar vir jou beloning wees. So, aan die einde van die dag, miskien dalk nie in hierdie lewe nie, maar as jy volhard en nog steeds gehoorsaam is aan God, gaan jou beloning die ewige lewe wees, en daar gaan ons soveel meer dinge ervaar, wat jy dalk nie hier gaan hê in hierdie leeftyd nie. En die dood is nie die einde nie, dit is net a change of scenery, dit is net 'n oorgang van hierdie lewe wat jy nou in is, in die geestesrealm in, en ja, daar is soveel wonderlike dinge wat vir ons wag, wat ons nie eers nou kan weet nie. Ons is so klein rukkie hier op die aarde, maar 'n ewigheid wat jy nie die begin of die einde kan sien nie, in die teenwoordigheid van God, waar alles perfek en wonderlik is. So ons moet hierdie tydjie wat ons hier is, net volhard, en die Here sal jou daardeur dra, hy sal jou deur elke struikelblok vat, jy moet net hom vertrou en onthou waardeur hy jou gevat het, en natuurlik kan ons nie God se beloftes ontvang as ons nie ons kant bring en gehoorsaam is nie. Jy kan nie verwag, God moet jou deur hierdie jaar help, maar jy bly in jou sondige natuur lewe nie, jy bly die verkeerde ding doen nie, jy bly ongehoorsaam wees nie, dan werk dit nie so nie, ongelukkig werk dit nie so nie. Jy moet bereid wees om te sê, okay, waar in my lewe, wat doen ek verkeerd? Is daar goed in my lewe wat ek moet uitskakel, sodat ek kan kom op daai punt waar ek kan sê, nou is die tyd wat ek hierdie berg gaan aandurf, maar ek gaan dit aandurf met God aan my sy, en God kan slegs aan jou sy wees as jy al daai ander goed van jou afgooi, want jy maak jou eie laste swaarder en moeiliker, en jy maak dat jy kort afgly en nooit hoog kom in die berg nie, want dit is al hierdie baggage wat jy saamdra, soos wat verskuil is in sonde, wat veroorsaak, omdat jy nie gehoorsaam is nie, maar God sê vir jou onder aan hierdie berg, los daai dinge, los al die verkeerde dinge, los die lelike gedagtes, los die lelike praat, los die, daar is so baie dinge wat verkeerd is, jy sal weet, die Heilige Gees sal vir jou, dadelik terwyl ek nou praat, vir jou uitwys, wat jou ongehoorsaamheid is, wat die sonde is, wat keer, dat jy nie kan kom waar jy moet wees nie. Los dit by die voetend van die berg, en dan klim jy vat jy Jesus se hand en jy klim op. Het gaan nog steeds moeilik wees, want daar gaan versoekings kom, daar kan klippe wees wat afrol, wat jy op die uitkyk vir moet wees, maar Jesus is by jou, en jy gaan dit maak, bo aan die einde van die berg. Dit gaan dalk nie 'n maand vat nie, dit gaan dalk die hele jaar vat, om jou te kry waar jy moet wees, maar by God is niks onmoontlik nie, hy sal dit doen, mits jy hom vertrou, en mits jy gehoorsaam is, deur in tyd, want vertroue en gehoorsaamheid, en natuurlik volharding, is baie, baie belangrik, en dit alles word opgesluit in geloof in God, om te weet, hy sal doen, wat hy gesê het, sy woord, gaan nooit verlore nie, sy woord bly altyd staan. Nou kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike woord van bemoediging, my God, wat U vanoggend vir elkeen van ons kom gee het. Dankie Here dat U ons nooit alleen los nie, Here. Dankie dat ons kan sien hoe U ons deur hierdie jaar gedra het, Here. As ons werklik gaan sit en terugdink, kan ons U hand sien, Here, in elke maand wat deur hierdie jaar was, Here, al is dit dalk vir ons hoe klein of hoe groot, U was altyd daar, Here, net die feit dat ons elke dag wakker geword het, wil ons sê dankie, dankie Here dat U daar is, dankie dat U die groot God is, dat U ons Vader is en ons nooit alleen los nie, Here. Dankie Here dat U vir ons hierdie woord van bemoediging gee, sodat ons kan weet wat om te doen en wat om te verwag in 2026, dat ons weet U is alreeds daar, Here. Ons hoef nie bekommerd te wees nie. Ons moet al hierdie
bagasie wat ons saam met ons dra, net vir U gee, Here, en by U los, Here, daaronder los by die voete, en dan U hand vat, Here, en dan hierdie berg wat vir ons so moeilik is, Here, net begin tree vir tree uitklim, en met U hand, en U aan ons sy, Here. Help elke een, Here, vandag wat luister, Here, dat hulle mooi sal gaan dink en diep sal gaan delf oor dit wat wel 'n probleem in hulle lewe is, en dat hulle oor sal gee en daai sonde sal bely, Here, en dat hulle nou 'n nuwe blaadjie om gaan slaan in 2026, Here, en die pad saam met U gaan stap, soos wat hulle gedoen het heel in die begin, toe hulle U aangeneem het, Here. En as dit iemand is wat dalk nog nie U aangeneem het nie, Here, vroeër nie, dat hulle nou die besluit sal maak, Here, om U aan te neem as verlosser en saligmaker, Here, en hulle sonde te bely en te weet, as U iemand vry maak, maak U ons waarlik vry, Here. En ja, die pad is nie altyd maklik nie, maar die beloning is groot, soos U beloof, Here, hier in Hebreërs 10. En dat ons almal iets het om na uit te sien, en dis altyd, en dit is 'n ewigheid saam met U, Here, wat absoluut wonderlik gaan wees, en ons kan nie wag daarvoor nie. Daarom wil ons sê dankie, Here, dat U altyd daar is, en dat U saam met ons gaan in 2026 in. Gee ons die moed, Here, en maak ons geestelik en fisies sterk, Here, om hierdie woord ons eie te maak, Here, en die pad saam met U aan te durf in 2026. Ons gee vir U al die lof en al die eer tot in ewigheid. Amen. Ek hoop dit inspireer jou om absoluut 2026 in te gaan met 'n lied in jou hart en te weet, joh, dankie tog, ons is nie alleen nie. Dankie tog, God het ons nie verlaat nie. Hy is al reeds daar. Hy wag net vir jou. Eintlik is die bal in jou hande. Jy moet net ons wil baie keer te ver dink. Ons wil baie keer dink, oeg, maar wat nou van daai maand en daai maand is dit en dit wat gaan gebeur. Hoe gaan ek dit hanteer? Lewe net vir vandag. Dit is al wat jy nodig het om te doen. Vat net dag vir dag en so gee jy dit vir die Here en hy gee tree vir tree saam met jou. En voordat jy kan sien, het jy die berg uitgeklim. Mag dit 'n wonderlike geseënde jaar vir elkeen van julle wees. Tot ons weer gesels. Shalom.